Africa sitange unende we Namibia si kai kan gas sengdamran naman Afrikas Ponda panula Yeshimwe apo Om gatero Yung kutukiro. Ons is die knap suid van Windhoek naby die Prentjiebrug en Harmonie en ons kuier vandag by een van Namibië se heel bekendste stemme. Hy gaan vir ons 'n bietjie sing en jy sien klipwerf hier agter. Hy sal ook moet verduidelik waar daai vandaan kom. Gas, sengdamran naman Afrikas, Ponda panula, Yeshimwe apo, Om gatero, Yung kutukiro. Paul, 'n eerste vraag moet wees of jy musiek uit die moedersmelk ingekry het of van die vaderskant af, hoe dit in jou bloed gekom? Ja, snaaks genoeg, jy weet, Dani, as kind het ons nie enige musikante in ons familie gehad nie, maar my ma en pa was altyd bitter lief vir sing. Ek, sover as wat my kindsbeen memories gaan, onthou ek hoe my ma en pa altyd gesing het, en daar was altyd plate in die huis, en die ou Springbok-plate, en as daar 'n funksie was, of iets by die huis aan die gang was daar altyd musiek, en dat altyd gesing, my ma en pa het altyd bitter mooi stemme gehad. My ma is net so die begin van COVID oorlede op 82 en letterlik tot 'n week voor haar afsterwe kon sy nie 'n eerbak sonder om te sing nie. So sing het ons altyd gesing, maar ek het nooit daaraan gedink ooit om 'n instrument te speel nie. Ek het baie keer op skool gesing en in optredes gesing, skooloptredes so goed. En van die eerste keer wat 'n vriend van my heel per ongeluk, ek het geen begeerte gehad om eers 'n instrument te begin speel. Ek was saam met 'n vriend terwyl hy besig was om by 'n ou klasse te neem. Ons het eintlik saam skool gebank. Ons het by die fiets skool toe gery en ek van skool toe, dan het ons nou by ons chommy Heinz Getage gaan kuier en dan my vriend nou gitaarklasse gevat en so in die proses het ek net eendag gedog ek, weet wat, kom ek probeer hierdie ding en ek vra toe vir Heinz, kan ek jou gitaar net vir die aand leen? En toe ek my eerste druk gedruk het, toe daai eerste noot gedruk het en ek het 'n noot gesing op daai noot wat ek gespeel het. Dit is amper asof 'n lig vir my daar aangegaan het. En toe se cool hierdie kerk en van daar af toe, ek dink letterlik 'n maand daarna het ons al ons eerste orkes gemaak. Toe begin speel ons op skool al so. Ek dink liefde met die eerste oogopslag, met ander woorde. Waar was jy in die skool? Vertel bietjie van jou grootword daar. Ek het maar in Windhoek groot geword. Ek was in laerskool in Emma Hooggenhout, daarvan af oor St. Thomas toe. Ek het in 1983 gematrikuleer daar. En soos die meeste van die mense maar weermag toe en al daai tipe goedjies. En na die weermag het ek so vinnige jaar polisse verkoop vir Old Mutual, maar ek het onmiddellik agtergekom daai ding werk nie vir my nie. Ek wou baie graag gaan studeer het. Ek wou drama gaan bestudeer. En nou nie die akteursgedeelte van drama nie, maar ek wou goed so stelbou en beligting en klank en daai tipe goed. Ek het altyd begeerte al van skool af gehad om dit te doen. Maar daar was nie die manier om te gaan studeer nie. En toe het ek by die SWIK begin werk. 'n vriend van my, Johan Smit, het destyds gesê by radiobedryf het daar 'n posisie oopgegaan. En nou daar kon jy nou klank en daai goed studeer en musiekopnames doen en al daai tipe van dinge, radioprogramme aan mekaar sit, drama, radioprogramme bou, soos wat ons daai jare gedoen het. So dit het onmiddellik met my kreatiewe siel begin praat. So toe los ek vir Old Mutual die polisse verkoop en ek is nou daar vanaf SWIK toe, waar ek toe letterlik vir die res van my lewe ergens op 'n manier altyd kreatief was of met musiek gewerk het en later vir die SWIK begin uitsaai wat toe nou later NBC geword het. Ek het toe so 6 dae 'n week het ek die vroeë oggend radioprogram gedoen op National Radio en maandaande ook 'n country musiekprogram op die Afrikaanse radiodiens. Ja, en toe het ek maar later my eie besigheid oopgemaak, wat toe nou ook musiek georiënteerd was. Daar seker 'n paar mense daar buite wat die plek sal onthou, Kiepies Dansbaar, die oorspronklike ene. En dit het maar oor musiek gegaan. Jy weet, ek het moeg geraak van venues
wat kom en gaan en daar's altyd 'n probleem om 'n speelplek te kry. Toe dog ek gaan vir ons 'n lekker plek bou waar die musikante altyd kan speel en dis in 'n speelplek hê. En toe werk dit baie lekker uit. Hierdie week in Namibië se storie uit die tyd toe slakkepos selfs nog stadiger was. Op 16 Julie 1888 open die eerste poskantoor op Otjimbingwe met 'n posskip wat later elke 2 maande in Walvis Bay aangedoen het. In Julie 1904 begin bouwerk aan 'n telefoonlyn langs die spoorweg tussen Swakopmund en Otawi. Teen Julie 1911 het groepe van die Ovaherero steeds uit verzet na die koloniale oorloë plase in die omgewing van Grootfontein aangeval. Die hoeksteen van die Romeinse kerk in Windhoek se tweelingtorings is op 12 Julie 1931 gelê en in 1934 val Unioniste die kantore van die NSDAP en Hitlerjugend in Windhoek aan na optogte deur die organisasies. In 1950 bevind die internasionale geregshof dat die mandaat oor Namibië steeds van krag is. Die video wys die hof se eerste sitting in April 1946. De la inauguración de la Cour Permanente de Justicia Internacional. In 1960 het 'n nuwe spoorlyn Otawi vanaf Isakos bereik. Die nuwe breë spoor is in Januarie 1961 in gebruik geneem. Teen 1975 het vryheidsvegters se gereelde aanvalle op die Kaluet-dam Suid-Afrika oortuig om die sleutelbate te beset. En tydens die vryheidsstryd skiet 'n bom op die aand van 16 Julie 1987 die parkade van die Gustav Vogt Sentrum in Windhoek. Nou jy het oupa geword ook, onlangs. Hoe is daai ervaring vir jou? Ek dink party mense dalk nie gedink jy gaan 'n oupa word. Ongelooflik. Ek moet vir jou sê Dani, dit is iets wat ek self nie gedink het sommer gaan gebeur nie. Want ek het op 'n stadium met my seun so gepraat en hy het gesê nee, wat hy weet nie of hy wil trou en 'n kind in die wêreld inbring nie. Die wêreld is vir hom te die mekaar om 'n kind in te bring. En toe ja, uit die blou tyd toe verander sy lewe heeltemal. 'n splinternuwe vrou in sy lewe gekry en getroud en vandag ja, sit ons met 'n klein mannetjie wat letterlik my hart ingesluk het. Hy's nou 'n jaar en 2 maande oud. Sy naam is Kyle Christopher en hy is die oulikste goggetjie op 2 bene. En dis ongelooflik. Ek het altyd by mense gehoor wat sê ja, as jy dink jy's lief vir jou kinders, om jy nou kyk tot jy die dag weet jou kleinkinders kry. Almal het altyd so gesê en ek dink ag, regtig. Weet julle sit nou net aan. Maar ek moet vir al daai mense wat dit vir my deur die jare gesê het, ek erken, hulle was reg. Want daai is 'n liefde wat 'n ou omtrent nie kan beskryf nie. Hulle is so oulik, hulle is so pragtig. En jy wil letterlik van die dag tot die aand, jy wil hulle net opvreet. En dit is 'n ongelooflike groot plesier. Wat doen jy as jy nou nie met musiek, stemwerk en daai klas goed besig is nie? Ja, dit vat maar 'n groot gedeelte van my lewe op. Ek is ook nou mos permanent as radioomroeper by Kanaal 7. So dit is kan nou amper sê voltyds. En dan intussen in naweke bly maar nog steeds 'n professionele musikant en ek moet sê na die lockdowns, ek weier om dit COVID te noem, ek noem dit lockdowns. Jy weet ons het 'n baie donker tyd daardeur gegaan, baie swaar gekry, maar jy weet met die Here se genade is ons daardeur. En letterlik van na die lockdowns gestop het tot nou toe, het ons nog nie 'n enkele naweek afgehad nie. Ons het letterlik elke liewe naweek ergens in die land gespeel. So ja, ons werk ons eintlik in 'n mate half dood. En wat musiek aanbetref, ek het 'n hele paar jaar terug bekeer ook. So nou doen ek deesdae diens vir die Here ook. So Sondag speel ek in 2 aparte kerke. By 'n New Life Center, is hier 'n kerk wat ek mee betrokke is en ons het ook nou onlangs weer die Bikerskerk in Windhoek begin. So ja, Sondagoggende speel ek 2 keer, partykeer 3 keer op 'n Sondag. So. Maar ek wil jou vra want mense kry dit, jy weet, in akteurs word dikwels getypecast. Voel jy dat musikante ook getypecast word? Weet in 'n blikkie ingedruk word. Dit mense jou ooit in 'n blikkie in probeer druk? Ja, ag jy weet, soos baie mense sê en baie kunstenaars ook al in die verlede gesê het, ek doen wat ek doen en die mense kan dit maar sit in wat se blokkie hulle wil. Ek gee nie om nie. Ek lewe my lewe. Weet soos wat ek goed dink, uit genade elke dag. Ek probeer
so goed wees in die wêreld soos wat ek kan. En ek doen wat my gelukkig maak. Ek gee om vir die mense om my. Ek is lief vir die mense om my. Doen wat ek kan in die samelewing om te help en ek noem dit my lewe. Weet ek het onlangs ek 'n lese op 'n item in 'n kunswinkel gelees wat sê ek gaan alles om my mooi maak en dit my lewe noem. En dit is so half en half my lewensfilosofie op die oomblik. Jy weet ek probeer alles wat om my is vat. Ek probeer dit alles mooi maak en ek noem dit my lewe. Wow. Wat wil jy nog doen? Voor die laaste groet. Kyk ons almal mik maar vir daai ene. Ja, ag nee, kyk die groot ding is maar om seker te maak dat my kleinkind 'n regte opvoeding kry. Dit om seker te maak dat hy die wêreld reg verstaan. Ek en my seun het al gepraat, ons mik nou vir 3 generations op stage eendag. So ons wil speel, ek en my seun en die kleinkind. Ons wil 'n band saam maak. Dit is maar cool. So hy moet vinnig begin leer speel, maar ou kan sien hy het al klaar verskriklike liefde vir musiek. So as hy ou musiek opsit, dan is hy aan te dans en hy's mal oor musiek. So dit is een van die mikpunte. Ek is besig om 'n paar gospelliedjies te skryf en ek skryf maar nog so hier en daar. En ja, ek beplan om binnekort miskien so 'n YouTube kanaal te gaan. Hierdie nuwe moderne tegnologie is tegnologie wat ons nie eintlik regtig so lekker verstaan nie. Ons kom uit 'n hele ander era uit. Ons kom uit 'n era uit waar jy moes albums opneem. 100.000 Namibiese dollar om 'n album te maak en jy moes CD's maak en jy moes die CD's verkoop om die geld terug te kry. Vandag is dit 'n hele ander ding. Jy moet vir jouself 'n persoonlikheid bou op sosiale media. En daar moet jy maar jou liedjies een vir een maak en op sosiale media laat speel verniet. Jy weet wat in ons daar nie bestaan het nie. Jy moes jou kostes dek van jou opnames, jy weet, deur jou CD verkope. So dis alles nuwe tegnologie, maar die tegnologie is daar. Aan die pluskant. Ek dink ons verwyder onsself 'n bietjie van die samelewing af. Omdat die hele elektroniese medium is geneig om ons 'n klein bietjie meer afgesonder te maak. Maar jy kan ook jou musiek, as jy iets skryf of iets doen, kan jy dit oornag met die klap van vingers, kan dit internasionaal beskikbaar wees, die hele wêreld vol. En dit het nie bestaan 10, 15 jaar terug nie. Ek wens toe Just Jack daai tyd professioneel gegaan het, laat hierdie platforms bestaan het, maar dit het ongelukkig nie. Ons moes dit op die harde manier doen, 'n bus koop, Suid-Afrika toe ry, en vir 7, 8 jaar moes ons 2000 km soontoe, 2000 km terug, plus nog al die kilometer wat ons in Suid-Afrika rondry, weet, moes ons gedoen het op daai manier. Jy weet, waar vandag is dit eintlik in 'n mate makliker. Jy kan jouself bekendstel enige plek in die wêreld met 'n YouTube kanaal of 'n Facebook kanaal of 'n Twitter kanaal of wat ook al. Nou, dat was Just Jack en toe is daar Half Jack. So as julle nou die 3 geslagte saam op die verhoog klim, het julle al daai band se naam uitgedink? Nee, ons sal maar dink as ons die dag daar kom, sal ons dink aan 'n naam, miskien iets soos Half Jack plus Lippy of so iets. Ek weet nie. Maar nee, dit is maar net 'n begeerte wat en my seun sê ook dit sal lekker wees. Baie mense sê dit sal lekker wees om 3 geslagte saam op 'n verhoog te sien. Ek sê nie dit is nog nooit gedoen in Namibië nie. Dit kan wees die kykers kan dalk vir ons laat weet of daar al 'n volwaardige band was wat met 3 geslagte op een verhoog was, maar dis maar net 'n dingetjie wat ons voormik. Ek weet in 'n mate vandat my groot vriend Brian Finch oorlede is, het my toerery baie gestop, baie minder geraak. Ek het op 'n stadium so 2 toere per jaar dwars deur Suid-Afrika gedoen, van Johannesburg af deur Natal, deur die Transkei kus, deur die Weskaap, deur terug Namibië toe 2 keer 'n jaar en dan nou deur Namibië saam met Brian getoer. En vandat hy oorlede is, moet ek sê is daar 'n redelike holkol. COVID het ook 'n klomp van ons naby vriende gevat. So ek moet eerlik wees, op hierdie stadium in 'n ou se lewe sukkel ou 'n bietjie om daai holkolle in jou lewe weer vol te maak. So ja, as die genade daar is, sal dit lekker wees om weer 'n bietjie met die band in Suid-Afrika te gaan toer. Omdat my seun het nog nie regtig hy geleentheid gehad om te toer sodat ons in die vroeë 2000s getoer het nie. So dit sal lekker wees om net so vir ou laas te sien of ons nog kan. Maar daar's nog altyd
tyd, maar hierdie is nou nie 'n strik vraagie. Maar jy kan net een kies. Wat is jou gunsteling genre in musiek? En jy mag net een kies. Ek sou sê contemporary rock. Ja, dit is maar die contemporêre rock. Nie die heavy metal, grunge goed wat klink soos iets wat onder die grond uitkom nie. Maar ook nie te soetsappig nie. Ek hou van daai middel van die lyn. Een van die nuwe kunstenaars wat ek nou onlangs ontdek het, wat vir my baie lekker is, ons het Kaap toe gegaan nou die dag om sy show te gaan kyk, was Kiep Moore. Hy doen so country rock tipe storie wat vir my baie lekker is. Maar ja, ek ook 'n groot liefhebber van my country musiek ook deur die jare. Meer die ouer country, jy weet die ouens soos Highwaymen, Willie Nelson, Waylon Jennings, Johnny Cash, Chris Christophers en daai tipe manne. Was baie mal oor Rodriguez se musiek. Ouens wat mooi lirieke geskryf het. Ek bedoel enige ou wat soos Chris Christophers 'n liriek skryf wat sê I woke up Sunday morning with no way to hold my head that it didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Ek bedoel, enige ou wat so 'n lyn kan skryf, was al daar. Hy was al daar. En in baie van sy liedjies skemer dit deur. Hy het 'n stryd met alkoholisme gehad in sy lewe, jy weet, maar hy het net daai manier gehad om daai tipe woorde aan mekaar te sit. So ek is mal oor 'n goeie liriek. En 'n liedjie moet 'n dientjie dra. Dit moet nie te veel van een ding of te veel van 'n ander ding wees nie. Daar moet 'n lekker melodie wees. En daar moet lekker harmonie en goed ook in wees. Jy weet, baie maal word musiek van die Eagles, Boston, Van Halen, met daai ouens groot geraak toe ons jonger ouetjies was. So ja, dit is maar, ek sou sê contemporêre rock is maar my gunsteling. Chicken praat nou van homself. Hy gaan ons nou wys hoe. Kyk, jy kan nou stop. Gebruik met ras mijn naast op zwanes aangezet. Stadsraadse mensen maakt die koolstraat schoon. Vrouwen van die nachtstrijver, laat zo'n die ochtend zon luchtstraal brengt alweer in nacht. Zit ik alweer een keer alleen voor jou in wacht. Door die laatste man door. Door die laatste man door. Die gedruis van die mensen, maar de middelen is bedaard. Terug in zijn kast, die getrouwde gitaar. Tot die reelde drankje niet verrouw, las nog een dicht. Met de zijwaartse wankelstappie tot bij die deur. Net zoals die vluchten en die samen zijn verdwijnt. Die kans om je weer te zien, starig aan de kwijt. Door die laatste man door. Door die laatste man door. Jy's Paul, nee, jy's nie Paul nie. Ja, Paul, ek het Engels groot geword, maar ja, Engels-Afrikaans saam, maar ons het Engels in die huis gepraat, ja. Waar kom jy by naam Chicken of Chicks vandaan? Ja, baie mense, jy weet, is vir my nogal interessant. Baie mense dink dat dit iets met 'n hoender uit te waai, dat het absoluut niks met 'n hoender uit te waai nie. Dit kom van ek was baie cheeky toe ek klein was. Ek het baie teruggepraat en ek doen dit vandag nog. So my ma was altyd, sy het altyd vir my cheeky genoem. En die cheeky dinge toe nou, weet van in Engels as iemand terugpraat sê die persoon is baie cheeky. En die dinge toe nou later aan gemorf in 'n chicken in, jy weet, en toe en dit het maar net al die jare so gebly. Ek sê vir die mense altyd tot vandag toe nog sit ek met daai ding wat mense sê, maar wat noem ons jou eintlik? Ek sê noem my net wat jy wil, dit geen regtig om.
Jy weet, tot my Samoyor in die arm het vir my Corporal Chicken genoem, so dan moet jy weet. so dit is een van die byname wat jy maar net aan gewoond raak, en in steede daarvan om sleg te voel oor die bynaam, het ek vir my 'n besigheid rondom my naam gebou, wat toe 'n super suksesvolle besigheid was op die einde van die dag, so ja, byname is een van die dinge, jy weet, jy kan dit of positief of negatief gebruik, soos alles in die lewe, enigiets wat oor jou pad kom, kan jy positief of negatief gebruik. Hy bly maar altyd by jou. Ja. En dan wil ek jou gou ook vra, Klipwerf is nou die plek hier wat jy bly se naam. Ja. En weet jy waar dit vandaan kom? Of het jy dit? Nee, dis net toe ek van Walvisbaai af teruggekom het. Toe is ek op soek na 'n plek en toe kom ek op hierdie plek af. En toe is dit nogal vir my humoristies, toe ek nou die plek sien, Klipwerf, dink ek aan die Klipwerf boereorkes, dink ek, okay, dit is 'n teken dat ek hier moet bly. want dan daar iets met musiek uit te waai. Maar hierdie plot is al vir donkie jare hierso. So al wat ek kan sê is ons bly verskriklik baie lekker hierso. Dit is weet jy's 13 km uit die dorp uit, maar is soos 'n hele ander wêreld hier buite. Jy's in die middel van die natuur, diere, voeltjies en jakkalse in die aande wat af en toe chunk en net doodstille rus. En dan net nou as jy moet dorp toe gaan, as jy net so om moet draai, dan is jy terug in die stad. So dis baie lekker om hier te bly, ek moet sê. Nou Paul, mens kan nie met jou praat sonder om oor kiepies te praat, 'n bietjie nie. Ek meen, dit was 'n groot jol in Windhoek. Maar ek is seker, jy weet, om so 'n besigheid aan die gang te hou, is seker ook nie altyd so maklik as wat mense dink nie. Ja, nie as jy hom reg wil bestuur nie. Want dit is definitief een van daai industrieë wat jy jou hande op moet hê 24 ure 'n dag. En te veel van hierdie tipe plekke word oopgemaak waar die eienaars nie hulle hand op die plek het nie, dan raaf die plek baie vinnig uit. Jy verloor geld, mense steel by jou. Die verkeerde mense kom aan jou plek in. Sommige nou, dan is daar dwelms en goed in jou plek betrokke, jy weet so. Dit is en by ons in Namibië, ek weet nie in Suid-Afrika soveel nie, maar by ons in Namibië sê die mense nie, hulle gaan kuier by 'n plek nie, hulle gaan kuier by 'n persoon. Jy weet, as die mense byvoorbeeld in Windhoek sê, hulle sal nie sê ons gaan vintage toe nie, hulle sal sê ons gaan kuier by Koos. Hulle sal nie sê kom ons gaan Bendehuis toe nie, hulle sê kom ons gaan na Zurich toe. Jy weet so hier by ons bly dit nog steeds 'n persoonlike ding. Die mense gaan kuier by 'n persoon. So as so 'n tipe bedryf, as jy met so 'n ding wil suksesvol wil wees, moet jy die gesig van die plek wees. Plus jy moet ook die bestuurder wees. Jy moet die baas wees wat kwaad raak vir mense wanneer jou goed gesteel word. Maar jy moet ook die ou met die glimlag op jou gesig wees wat vir die kliënte glimlag en die kliënte gelukkig laat voel wanneer hulle by die deur instap. En dit is nie aldag moeilik nie. Van jy werk mos nou maar, soos my een goeie vriend Erik van die kerk altyd gesê het, jy verkoop mos nie pleisters nie. So af en toe is daar mos nou maar 'n paar insidente en dan moet jy dit maar hanteer, nê, en daarvan af aangaan. Maar ja, jy weet, ons sien nou met die lockdowns en daai tipe van goed, is al daai tipe plekke toegemaak. Mense het nie meer sosiaal saam verkeer nie. Jy weet, en dan sien jy dat die mense in die samelewing dinge val uit mekaar uit. Want ons is groepsmense. Ek dink ons is so geskep om saam met mekaar tye en goed saam deur te bring. Ons as mense moet letterlik gereeld by mekaar kom. Ons kan nie net op die internet leef nie. Jy weet, ek dink dit is 'n menslike behoefte dat ons by mekaar kom en onsself geniet en 'n bietjie lag en glimlag en dans en ons weet net 'n bietjie uitbundig wees en jou lewe geniet. Jy weet, hulle sê in Engels, all work and no play makes Johnny a dull boy. Jy weet, so elke ou het maar 'n klein bietjie afleiding ergens in sy lewe nodig. Maar mis jy dit? Of is dit een van daai teemde wat ou het, been there, done that? Ja, dis 'n geval van been there, done that. Jy weet, ek het op 'n punt in my lewe gekom wat dat dit begin moeilik raak. Dit is harde werk as jy heeltyd so besig is. En ja, jy kom net op 'n punt wat dit nie meer vir jou lekker is nie. Jy weet, omdat jy letterlik hands-on is van die oggend tot die aand, dan raak jy moeg. Ek het maar basies ek het die plek verkoop want ek was moeg. Die plek het baie goed gedoen. Maar dit eis ook sy tol op jou. Weet, om met 2.500 mense 'n week deur jou hande te hê, dit eis sy tol later aan. Jy weet, en ek het net gevoel op 'n stadium, dit is hoe dit is. Ek het 'n goeie aanbod vir die plek gekry en ek het hom verkoop.
Ek dink ek kon nog 'n bietjie langer die plek gehou het en myself in 'n beter posisie geplaas het, maar ek het 'n impulsiewe besluit gemaak. En ek is nie altyd doodseker of daai impulsiewe besluit die regte besluit was nie. Maar op 'n van die dag, ek het die sneller getrek en ek het die besluit gemaak en ek kyk hier terug. Baie mense nog oral wat ek gaan sê, net oom, wanneer maak oom weer vir ons so 'n plek oop? Dan sê ek, dit sê nee boeta. ek is met daai lewe is ek klaar. Wat dink jy van die Namibiese musiektoneel op die oomblik? Is daar meer lewenskragtigheid as 20 jaar terug? Ek moet vir jou sê, Dani, daar is 'n gedeelte van die musiekindustrie wat my baie bekommer. In die sin van daar's geen meer jong opkomende musikante wat in die kommersiële musieklyn wil speel nie. Ek praat van by funksies, jy weet, by troues, by danse, winterdanse, lentedanse, Valentinesdanse, verjaarsdae, troues, daai tipe van goed. Daar is nie meer jong mense wat dit doen nie. My seun is nou al amper 34 en hy is een van die jongste ouens in die land wat dit doen. En dit is vir my nogal kommerwekkend, wanneer ons klomp ouer musikante begin aftree, wonder ek altyd wie by ons gaan oorvat. Jy weet, wat nog dansmusiek gaan speel en daai tipe van dinge. Dit is net eenvoudig nie meer daar nie. Maar aan die ander kant van die muntstuk, as jy die muntstuk omdraai, is ek ook baie opgewonde oor van die nuwe jong talent, wat spesiaal deur Voice of Namibia kom, mense soos Lynn Marie van die ouens. Ek het gister op kanaal 7 weer 'n onderhoud gedoen met John Rock Prophet, wat internasionaal nou is. Jy weet, hy's in Duitsland en hy speel in Europa en Suid-Afrika. Daar's ouens soos Rian Smit wat absoluut super doen. Jy weet so, en dit is 'n bietjie van 'n ander generasie wat ander geleenthede gehad het as wat ons gehad het. Jy weet, hulle het van die sosiale media platforms en die internasionale platforms gebruik gemaak. Ouetjies soos Von Arends wat baie goed doen vir homself. Jy weet, en daai is weer vir my verblydend. Dis mense wat oorspronklike musiek doen en hulle is baie suksesvol in wat hulle doen. Ons kuier volgende week aan Windhoek se noordelike buitewyke in Brakwater. Sy het ondanks uitdagings wat anders soms in hul spore stuit, die hoogste sport in haar loopbaan bereik. Ons gasvrou is die besturende vernoot van PricewaterhouseCoopers in Namibië, Chantel Husselman. Kaikan gas, sengedang merendaman Afrikaans, pondapan ulang, yeshimwe apon, ong gatero, yung